Numeri 9. Verhaal van Paasfees in die woestyn. En die Here het met Moses gespreek in die woestyn Sinai, in die 2de jaar nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het, in die 1ste maand, en gesê dat die kinders van Israel die Pasga op die bepaalde tyd moet hou. Op die 14de dag in hierdie maand, teen die aand, moet julle dit op die bepaalde tyd hou. Volgens al sy insettinge en al sy verordeninge moet julle dit hou. Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek dat hulle die Pasga moet hou, en hulle het die Pasga gehou op die 14de dag van die 1ste maand, teen die aand, in die woestyn Sinai. Net soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen. En daar was manne wat deur die lijk van 'n mens onrein geword het, en op dieselfde dag die Pasga nie kon hou nie. Daarop het hulle nader gekom voor Moses en Aaron op dieselfde dag, en die manne het vir hom gesê, ons is onrein deur die lijk van 'n mens, waarom moet ons tekort gedoen word, dat ons die offer van die Here nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie? En Moses het vir hulle gesê, bly staan, dat ek kan hoor wat die Here julle sal beveel. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand van julle of van julle geslagte deur 'n lijk onrein word, of op 'n ver reis is, moet hy tog die Pasga vir die Here hou. In die 2de maand, op die 14de dag, teen die aand, moet hulle dit hou. Met ongesuurde brode en bitterkruie moet hulle dit eet. Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe, of 'n been daaraan breek nie. Volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle dit hou. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie, en nalat om die Pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy het die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. En as 'n vreemdeling by julle vertoef en die Pasga vir die Here hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die Pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling sowel as die kind van die land. Die wolk en die vuurkolom bo die tabernakel. En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die getuienis oordek. En in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur tot die môre toe. So was dit altyd deur. Die wolk het dit oordek en snags 'n gedaante van vuur. En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek. En op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laar opgeslaan. Volgens die bevel van die Here het die kinders van Israel weggetrek, en volgens die bevel van die Here laar opgeslaan. Al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het hulle in die laar gestaan. En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtyds was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel. Volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan, en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre. As die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek, of by dag, of by nag. As die wolk optrek, het hulle weggetrek, of na 2 dae, of 'n maand, of langer. As die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel in die laar gestaan, en nie weggetrek nie. En as dit optrek, het hulle weggetrek. Volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan, en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die Here in ag geneem, volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses.